baie opwindend, die Onse Vader gebed, is dit nie? Dit is so kosbaar. Ons het nooit besef, dat daar soveel diepte, soveel passie, soveel energie opgesluit lê binne in die Onse Vader gebed. Maar ons gaan nou vanaand eers so 'n bietjie met mekaar saam lees in Jesegiel 22. Jesegiel 22 en dan ook so 'n bietjie rondom Deuteronomium 30. Maar eers Jesegiel 22. Ons gaan vanaand aan met hierdie geweldige saak. Hy word genoem deur die koning dat ons moet so bid. Vergeef my skulde, soos wat ek my skuldenaars vergewe. Nou, ons het ons so lekker gesê en ons het baie oor hom gewonder. Maar hy is rarig hoogsensitief. En ons gaan nou vanaand met hom handel. Maar ons gaan eers in Jesegiel 22 met mekaar saam lees. Van die 6de versie af. En dit is 'n profesie, maar dit maak ook aan ons bekend wat is die toestand. Onthou, dit gaan nou hier en vergeef ons ons skulde soos wat ons skuldenaars vergewe. Moenie dit vergeet nie. Nou luister mooi wat gaan hier aan in Jesegiel 22 vanaf die 6de vers. Kyk, die vorste van Israel was in jou, elkeen na sy krag om bloed te vergiet. Nou hoor wat sê vers 7. Hulle het vader en moeder in jou verag. Die vreemdeling in jou met geweld behandel. Wees en weduwee in jou verdruk. My heilige dinge het jy geminag en my sabbate ontheilig. Kom ons lees aan in die 9de vers. Kwaadsprekers was daar in jou om bloed te vergiet, en by jou het hulle op die berge geëet en skandelikheid in jou gedoen. Hulle het die skaamte van die vader in jou ontbloot. Ek wil net vir u noem dat die skaamte van die vader is die naaktheid van hulle moeders. So hulle het hulle eie moeders ontbloot. Dis wat hier geskryf staan. En dan, haar wat onrein was, deur maandelikse onreinheid, het hulle in jou onteer. Verskriklik. Dis die laagste vorm van immoraliteit. Die een het 'n gruwelike ding gedoen met die vrou van sy naaste, en die ander het sy skoondogter verontreinig deur 'n skandelike daad. En 'n derde het in jou sy suster, sy vader se dogter, onteer. Hoor jy wat hier aangaan? Bloedskande. Goed. Hulle het omkoopgeskenke in jou aangeneem om bloed te vergiet. Rente en woeker het jy geneem en jou naaste te veel laat betaal deur verdrukking. Maar my het jy vergeet, spreek sy majesteit. Kyk, so slaan ek dan in my hand oor jou onregverdige wins wat jy gemaak het en oor jou bloedskuld wat in jou is. Nou, wanneer 'n mens dit lees, dan is 'n mens soms geskok dat in die Bybel sulke verskriklike harde dinge geskryf is. Maar dit is noodsaaklik dat 'n mens in diepte daarna gaan kyk, want as ons dan nou praat vanaand oor vergewe ons ons skuld, dan wil ek nou net weet, as die ding so lyk, dit was nou gelees het, hoe maak jy? Want die Elohim sê nie, hy gaan dit
vergewe nie. Hy sê ons gaan betaal vir die ding. Nou kom ons lees nou gou. Vers 14. Sal jou hart stand hou of jou hande sterk wees in die dae as ek met jou handel? Net daai een. Sal jy? Deuteronomium 30. Vers 1. En as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek, wat ek jou voorgehou het, en jy dit ter harte neem onder die nasies waarheen sy majesteit jou verdryf het, en jy jou tot sy majesteit bekeer en as sy stem luister, net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders, met jou hele hart, met jou hele siel, dan sal die Elohim jou lot verander, en hom oor jou ontferm, en hy sal jou weer versamel uit al die volke waarheen hy jou verstrooi het. Hoor jy? Kom ons lees gou. Vers 11. Want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar nie, en is nie ver nie. Luister mooi, dit is nie in die hemel nie. Dit is ongelooflik wat hier geskrywe staan. Dit is nie in die hemel nie. Sodat jy moet sê, wie sal vir ons na die hemel opklim, en dit vir ons gaan haal, en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen. Hy sê, is nie in die hemel. En dis nie, is ook nie oorkaniseer, dat jy moet sê, wie sal vir ons na die oorkant van die see oorvaar, en dit vir ons gaan haal, en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen. Hy sê, is ook nie daar nie, is nie ver nie, is nie in die hemel nie. Hoor wat sê, maar baie naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Om dit te doen. Nou hier kom die moeilikheid. Vergeef ons skulde. Ek wil vra, hoe gaan bid 'n mens so 'n ding? Vergeef my skulde. Jy kan nie net gaan kniel en 'n aankondiging maak en sê, U Majesteit het U opgemerk. Ek is hier om te kom sê, ek is vreeslik jammer oor al die goed wat ek gedoen het. Dit werk nie so nie. Hierdie toestand kon niemand herstel nie. Messia moes dit aan die paal gaan doen. Hy is die enigste een wat hierdie skuld, hierdie verskriklike skuld kon gaan betaal. Maar nou is dit diep, en dit is ernstig, dit is swaar, want hoor nou, na Golgotha, na die soenoffer, na dit klaar betaal, wat het toe gebeur? En as ons vanaand na die omstandigheid kyk, net in hierdie ou klein kolletjie in die suidpunt van Afrika waar ons is, dan sien ons is terug by Jesegiel 22. Maar nou, in Matteus 6, sê hy, so moet julle bid. Vergeef ons skulde. Soos ons skuldenaars vergewe. En net hier begin die diepte van die probleem. En dit is 'n uitdagende vraag vanaand wat gevra word. Hoe vergewe jy jou skuldenaars? Hoe? As jy dan bid,
vergewe my skuld, soos wat ek my skuldenaars vergewe. Wat sê dit vir jou? In watter posisie plaas dit jou? Met ander woorde, sy majesteit sê, ek gaan jou dieselfde vergifnis gee, wat jy jou naaste gee. Waar bring dit ons? En as 'n mens kyk na die verloop van tyd wat verby is, en kom ons noem dit dan maar 'n paar eeue, dan is hierdie ding 'n hemelhoë skuld wat opgestapel is, en wie gaan dit wegneem? Maar almal bid, en almal lofprys, en almal is so dankbaar. En nou die bietjie vergeet, want Vader sê, die woord is nie in die hemel, nie ook nie oor die see nie. Hy is naby jou, in jou mond en in jou hart, hy is hier. Maar terwyl het daar is, het jy skuld op skuld laat ophoop. Het jy die verskriklikste immoraliteite gepleeg, denkbaar. Terwyl hierdie woord, hier is, hier. Dan moet jy praat by die woord verby, want hy sê die woord is in jou mond. Jy praat langs die woord verby, en jy is die verskriklikste goed besig. Matteus 18 verse 23, kom ons lees 'n bietjie met mekaar saam. Dis 'n swaar ding, ek weet, maar ons moet dit hanteer. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk. Dis nie is so nie, dit word vergelyk. Die koning het altyd hierdie wonderlike vergelykings gemaak, terwyl hy vir hulle baie diep lering gegee het. En hy sê, daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wil afreken, en toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee hy sy heer bevel dat hy verkoop moet word. En sy vrou, en sy kinders, en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Nou hoor nou hierdie. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel, en hom losgelaat, en hom die skuld kwytgeskeld. Maar toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind, wat hom 100 penning skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy my skuld. Sy medediensknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar hy het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou barmhartig gewees het nie? En sy heer het hom in die toren oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat in hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Watter deel van hierdie gedeelte verstaan ons nie? Watter gedeelte? Vergewe ons skulde, net soos ons skuldenaars vergewe. As jou oortreding en jou skuld nie verskoon word nie, kan jy geen gemaklike lewe hê nie. Nie waar nie? Jy kan geen gemaklike lewe hê nie, dis 'n swaar ding.
hierdie. En dan geen vrede met die Elohim hê nie. Jy kan ook nie met hom vrede hê nie. So dit is nou dubbel so sleg. Jou lewe is ongemaklik en jy kan nie vrede met Elohim hê nie. Wat hier so belangrik is dat ons moet verstaan dat net so flissies, net nou, het ons gebid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou, as jy nou die daaglikse brood aanvraag, wat die woord is, dan klop dit mos nou. Dit is nie in die hemel nie, dit is nie oor die see nie, dit is nie ver nie, dit is hier, dit is in jou mond, dit is in jou hart, om dit te doen, dan hier. Nou kom die volgende verskriklike swaarder, want jy het nou hierdie woord aangevraag. En maar nou moet jy hierdie ding kom doen, om die woord kragtig te maak, die woord stabiel binne jou te laat funksioneer met 'n kosbare kontinuïteit, moet jy die volgende ding gaan doen, vergewe my skuld. Want op watter manier gaan die daaglikse brood, wat die inspraak van die Almagtige in jou lewe is, hoegenaamd iets beteken, terwyl jy worstel met hierdie vrag skuld. En dan is dit nie net joune nie, jy het nou 'n naaste hierso wat jy ook nie wil vergewe nie. In watter opsig gaan die woord dan binne in jou 'n krag wees? Maar dis net die een kant van die saak. In watter opsig gaan die woord wat jy bid, die gebed, deur hierdie dinge breek? Hoe? Jy sien, dis te maklik. Ons het in 'n kitstyd aangekom. So. Dit werk nie so nie. Geliefdes, om te sê, vergewe my skuld, is nie 'n ding wat jy hier prewel nie. Dis 'n roep uit die siel, dis 'n smeek, en Vader sê, jy kan alleenlik dit ontvang in jou hart, as jy gaan doen met jou naaste, wat jy vir jouself by my aanvra. Hy toffie. Die daaglikse brood wat gevra is en gegee sal word. Sal die dieptes van die Elohim aan jou bekend maak. En binne in hierdie dieptes sal jy moet gaan en jy sal met die een wat teenoor jou oortree, dieselfde kwytskelding gee as wat jy aanvra. Nou hier is die moeilikheid. Hoe doen 'n mens dit? Jy begin by jouself. Want as jy vir ons sê dat in jou hart is alles voor Vader in plek, dan aanvaar ek dan vanaand ook dat in my lewe met my naaste is alles ook in plek. Nie waar nie? Maar nou kan ek nie so iets sê nie. Want dan lieg ek. Want is dit met my naaste skoon? Is dit? Nou hoe? En hier kom die koning, en hy trap ons eintlik op die tone, want hy sê, so moet jy dan nou bid, vergeef my skuld. Praat nou so in die individu, as die privaat persoon. Of gebruik het ons, vergeef ons skulde. Net soos ons skuldenaars vergewe. En ons bid by die ding verby, sonder om te verstaan, dat dit is 'n verskriklike knyptang situasie. Maar dis ook die plek waar die meeste leuns vertel word.
Ons is nie naaste by 'n plek om te verstaan wat sê sy majesteit rondom hierdie aangeleentheid nie, want as jy nie jou naaste kon vergewe nie, ons het 'n gelykenis, hy vertel 'n gelykenis hierso. En as ons dit nie kan doen nie, hoe vra ons kwytskelding vir dit wat ons gedoen het? Maar dis die swaar kant van die ding. Jy weet, as jou sonde nie vergewe is nie, sê Yeshua, hy sê hom so, ek sal jou nie oordeel nie, maar elke woord wat uit my mond uitgegaan het, die sal jou oordeel. En as ons gaan kyk na die woorde wat uit sy mond uitgegaan het, geliefdes, dan kan ons begin verstaan waarom sy majesteit gesê het, so moet julle bid. Vergewe ons skulde. Net soos ons skuldenaars vergewe. Wat 'n geweldige toestand. Wat beteken skuld? Wat beteken skuld? Wat is die skuld wat hiervan gepraat word? Kom ons kyk net vanaand lekker eerlik en opreg met mekaar. Wat is die eerste gebod? Wat is die eerste gebod? Ek is Jahwe jou Elohim wat jou in die slawehuis uitgelei het. Wat is die tweede gebod? Jy mag geen gode voor my aangesig hê nie. Ons is in die skuld wat dit betref, want hy is nie elke dag die Alfa en die Omega nie. Hy is nie die passie nie. Ek skuld om dit, maar ek het dit, maar betaal nie my skuld nie. Hoe nou? Kom ons sak nou so 'n bietjie af. Kom ons sak nou so 'n bietjie af. Eer jou vader en jou moeder. Nou hoor nou hierdie ene wat ek vanaand vir u sê. Ons het al hieroor gepraat. Eer jou vader en jou moeder. Die drieën is dit nie. Eer jou vader en jou moeder. Wie is aan die woord hierso? Die Elohim. Ons skuld hom dit. Hy sê vir ons. Hy sê vir ons, hou net vas. Jy moet dit maar uithou. Hy sê vir ons, eer jou vader en jou moeder. Nie waar nie? Hoe het ons gepresteer in hierdie opsig? Kom sê vir my. Hoe het ons gepresteer in hierdie opsig? Ek vra net vanaand sagte goedjies. Ek vra, die Elohim sê, eer jou vader en jou moeder. En hy het presies beduie hoe jy moet eer. Wat is eer? Wat is 'n soort eer moet jy gee wat by hom welgevallig sal wees? En dan vra mens, as hy sê, eer jou vader en jou moeder, dan sê ek, ons is in die skuld, man. Nee, by vader. Maar wat van hierdie een? Hy is tweeledig. Eer jou vader en jou moeder beteken ook, eer jou vader, die Elohim van die leeskare, is Abba Vader, en die volk, sy vrou, wat jou gebaar het, is jou moeder. Nou raak die ding so 'n bietjie rof, nie waar nie. Want wat 'n soort woorde het ons al teen ons moeder, wat ons gebaar het, uitgespreek. Net soos Aaron vir Moses sê, u weet mos, dat hierdie volk is deur en deur net sleg. Nee? Nou hier kom die moeilikheid.
Vergewe me my skuld, soos ek my skuldenaars vergewe. Maar hier is ek nou. Ek is so diep in die skuld by die Elohim, hoe maak ek die ding reg? Hoe? Kom ons kyk 'n bietjie. Jy sien, daar is 'n behoefte. Daar's 'n behoefte in my hart. En die behoefte sê, die skuldlas wat ek dra, ek wil die ding af hê. So. En die Elohim sê, is nie 'n probleem. Is nie 'n probleem. Wat van jou naaste? Dis die probleem. En jy kan nie jou doof hou vir hierdie ene nie. Geliefde disipel, jy kan nie jou doof hou vir hierdie ene nie. In 100% van die geval, en in vele ander opsigte, sal die seëninge nie na jou toe aankom nie, omrede jy nie hierdie gedeelte van die Onse Vader gebed uitleef. En dis ons probleem. Dis ons probleem. Kom ons kyk so 'n bietjie na 'n paar puntjies. Die eerste daarvan is die heel belangrikste wat ons moet beklemtoon vanaand is dat Vader, vergewe my oortredinge teenoor U. Dis heel belangrik. En hy pleit mos, want hy sê, hier is die gelykenis. Kom ons doen hom so. Hier is die gelykenis. Ek gee dit vir jou. Maar nou, onmiddellik, lei die gelykenis ons straat toe, buurman toe, naaste toe. Nie waar nie? En wat maak ons nou met hom? Jy moet nie vashak nie. Kom aan. Ek is mos nie alleen in die moeilikheid nie, ek is mos saam in die moeilikheid. Wat van my naaste? Vergewe my skuld, soos wat ek my skuldenaars vergewe. Kom nou geliefdes, waar sit hy jou? Hy kan jou by die mooi plekke neersit. As alles in plek is, dan sit hy by jou by die mooi plekke. Maar jy kan nie van hierdie geweldige, hierdie vingerwysing ontslae raak nie. Jy kan nie die Elohim bluf nie. Net so min as wat jy hom kan uithelp. Jy moet dan dus wat doen. Jy moet maak soos hy sê. Nou, hierdie bewustheid, hierdie sekerheid, dat ek by 'n punt in my lewe aangekom het, waar ek gaan doodgaan. Luister mooi geliefdes, vir ewig doodgaan. Reg? Praat nie van hierdie aardse tentwoning nie. Vader sê, vrees nie dit nie. Vrees die een wat die siel in die ewige verderf kan ombring. Nou ek sê nou vanaand, dis die plek waar die groot moeilikheid kom sit. Want met hoeveel reinheid in ons hart kan ons hierdie goed sê, kan ons dit spreek, kan ons hom leef en hom doen aan die buitekant. Ek moet hom reg kan doen, vertikaal en horisontaal, anders gaan dit hier doodgaan. Dood soos in dood. Vir ewig. Die boek sê so. So wat sê ons vir mekaar? Ons is by hierdie punt aangekom. En ek weet dit. En dit is die plek, terwyl die koning dit bekend maak, waar ek pleit vir vergifnis. Ek het dit nooit verstaan nie, U Majesteit. Ek het nooit verstaan nie. Geliefdes, weet jy wat is goddelik? En wanneer jou naaste teenoor jou oortree, om met die vergifnis van die Elohim te vergewe. Skoon. Skoon.
Weet jy hoe kosbaar is dit? Dan sy majesteit sê dan, soos wat jy vergewe het, so sal ek jou ook vergewe. Het is ontzaglik dat sy majesteit dit vir ons gee, om self te hanteer. Ek wil nie vra vandaan vir hierdie toets geslaag nie. Want niemand het. Want weet jy hoekom nie? Ons het nie die diepte van die bedoeling verstaan. Wie het ons geleer om met antagonisme te leef? Wie het ons geleer om wraak uit te oefen? Ja, die Satan. Nee? Waar bring dit ons? Kom ons kyk net gou 'n bietjie. Wat is die volgende puntjie? Jou sonde is jou skuld. Jou sonde is jou skuld. In die eerste plek het jy teen die Elohim gesonde. Kom ons vra net, daar 10 gebooie, hoeveel van hulle vibreer, is aktief, is 'n gepoleerde lewenswyse in jou lewe? Daar 10 van hulle. Ons moet met mekaar praat, watter is in plek? As jy sê, ek het die eerste in plek, dan sê sy majesteit, as jy van die geringste van hierdie verbreek, het jy hulle almal verbreek. Nou, hoe hoog is die skuld nou? Ja, maar ons kan dit nie hou nie. Nee, ons het hierso geleer. Het is nie te swaar vir jou nie. So wie dit vir ons moeilik kom maak. Jou sonde is jou skuld. Skuld in opsigte van die godsopdrag om te bewaar en te bewerk. Nou kom ons by hierdie volgende aardse dingetjie aan. Vader sê, deur die mond van koning Dawid, ek het jou aangestel oor die werke van my hande. Dis 'n reg. Om die plek te bewerk en om hom te bewaak. Oeps. Hoe maak ons nou? Hierdie soewereine stukkie grond, wat sy majesteit afgebaken het, en vir hierdie volkie gegee het, aan die suidpunt van Afrika. Wat sê ons nou vanaand vir hom? Hoe moet ons die plek bewerk en bewaak? Hoe? Nou vra, is hierdie volk in die skuld wat dit betref, by die Elohim? Ja, maar wat van die horisontale skuld? Hoe lyk die naaste kwessie? Dit lyk amper asof 'n mens praat oor 'n onredbare situasie. Kom ons praat net so 'n bietjie verder aan. Wat van eer en respek? Hoor nou mooi, ons eer en ons respekteer die Elohim, nie waar? Maar sy ander maaksels, die wat soos jy is, die eer en respek daar is bietjie weg. Nou soos in die skuld, nie waar? Hoe maak ons hierdie ene reg? Want het onthou, soos ek my skuldenaars vergewe. Dis die kwessie. Jy bid nie vir vrystelling van verantwoordelikheid nie. Jy bid nie daarvoor nie. Waarvoor bid jy? Jy bid omdat jy weet dat 'n oortreding teen die Elohim het 'n strafgerig tot gevolg. Dis hoekom. Jy is bewus daarvan. Jy bid nie hier om die ding te sidestap nie. Jy weet daar's 'n strafgerig by betrokke.
Dis hoekom jy bid. Nee. So jy vrees die strafgerig meer as die Elohim. Nie waar nie? Kom ons kyk net so 'n bietjie. Omdat jy teen die verordeninge en die insettinge in ongehoorsaamheid gegaan het, daarom is jy in skuld teenoor die Elohim gedompel. Daarom. As jy dan met 'n brand in jou hart kom sit, 'n ernstige, sielvolle begeerte om hierdie ding uit te maak. Want ek wil nou net vir u vra vanaand, as ons hierdie saak nie uitmaak van die kwessie van my skuldenaars nie, sê net vanaand vir jouself, wat is jou posisie dan voor die Elohim? As dit nie kan skoon wees, as dit nie skoon is nie, wat is die situasie? Dit is 'n magsoomblik. Met ander woorde, Vader sê, dit wat jy van my wil hê, sal ek vir jou gee. Maar, gaan doen dit so. Daarom moet jy so bid. Vader gee dit vir ons om te doen. Nou wat is die kwessie? Hoekom kan ons nie die vergifnis dan maar laat gaan nie? En onthou as jy dit in reserve hou, dan beteken dit, die Elohim hou maar jou vergifnis ook in reserve. Want as jy jou naaste moet lief hê as jouself, as jy nou jou baie lief het en jy gaan maak 'n ding met die Elohim uit, is dit baie kosbaar, maar dan vra hy vir jou, baie bly is jy? Baie goed, ek sien jy's armte. Maar wat nou van jou naaste? Die wat jy moet lief hê. Sien, ons kan nie by hierdie goed verby beweeg nie. Om 'n ware disipel van Messia te wees beteken dat jy met in die hardheid van die goddelikheid kan beweeg. Dit is 'n wonderlike plek om by aan te kom. Ons kry maar net swaar omdat ons nie geleer het hoe om binne in die goddelikheid te beweeg nie. Maar as ons gewoond is om daar binne in te beweeg, dis mos nie 'n probleem nie. En dit is soos 'n vrou wat koek bak. Ek verstom my aan die besig. Sy is geoefen. Raar. Dit is die beste multifunksionele stuk masjinerie wat die Elohim ooit gebou het. 'n vrou. Hulle kan al 100 funksies gelyktydig verrig. Prys sy naam. Ek sien sy maak so met hierdie kikkelbesie, hierdie hoender. Sy maak hom so met die een hand, terwyl sy daar by die resepteboek met die vinger wees. Gooi sy die dop aan een kant. En my kakebeen hang oop, want ek verstom in hierdie ding. Maar wat probeer ek vir u sê? Wanneer ons binne in die omgewing van die Elohim funksioneer en ons raak geoefen binne in hierdie goddelike heerlikheid, is dit 'n tweede natuur, dis 'n passie, dis 'n goddelike natuur wat ons lewe. Gee die vergifnis. Hoekom? Want ek soek myne. Nie lekker, hè? Ja. Ja. Hoor bietjie die Here. As jy in die skuld is by die Elohim en jy weet dit, en jy ignoreer dit, hier kom die moeilikheid. Jy weet jy is in die skuld by die Elohim en jy ignoreer dit. Nou hierdie ding gaan nou 'n bietjie pla.
dan is jy 'n mede-rebel saam met die Satan teen die Elohim. Dis 'n sleg ding om te sê. Dis 'n sleg ding om te sê. Verliefdes is erg. As jy weet daar's 'n sonde in jou lewe, en jy ignoreer dit, onthou nou, jy's 'n buddy van die Satan, hoor. Jy's saam met hom, hand aan hand. Kom ons praat om so 'n bietjie lekker van ons hart af. Ek wil tog nie 'n ou draaler wees nie, maar hoor nou net mooi. As jy 'n mede-rebel saam met die Satan is, dan is die koninkryk vir jou net so verbode as vir die Satan. Ja. Verbeel of my ek hoor, oeps. Ja. Jy sien, die offer aan die paal deur die Elohim self beteken dat daardeur is vir jou borg betaal. Kom ons praat gou 'n bietjie oor borg. Weet jy hoe werk borg? Borg het voorwaardes. En as jy nou R10.000 borg betaal het, is dit nou reg. Jy het nou daai borg betaal, maar daar's borg voorwaardes. Terwyl jy op borg uit is, mag jy nie dieselfde misdaad gaan pleeg terwyl jy op borg uit is nie. Is tog elke dag se oefening hierdie, is dit nie? Nou hoor wat nou gebeur. Yeshua het by Golgotha vir ons borg betaal. Toe is ons vry om te gaan. Maar daar was borgvoorwaardes. Sondag nie weer nie. En toe wat doen die geslagte daarna? Toe breek hulle al die borgvoorwaardes. Nee. Jo. Ja. Kan jy nou verstaan hoekom is die volk weer deur die Satan gearresteer? Verstaan jy dit nou? Nou hoe ontsnap ons uit hierdie verskrikking? As ons nou weer in aanhouding is, dan moet jy sien wie is die tronkbewaarder. Die Satan is die tronkbewaarder. Hier is 'n pleitrede. Hier is 'n pleitrede. Ek wil nie weer toegesluit word nie. Nooit weer. Die Elohim sê is reg. Gaan gee die vergifnis by jou naaste. Soos in heeltemal. Want jy gaan niks daarvan oorkom. Jy gaan niks verloor nie. Maar jy gaan toegang tot my heiligheid hê. Die goedjies pla, nee. Jy sien soos ons skuldenaars vergewe, verleen krag aan hierdie argument. Soos ons skuldenaars vergewe, soos ons skuldenaars vergewe. Kan jy hom hoor? En ons het altyd so gaan bid. Vader, vergewe my my skuld. En dan staan jy op en jy voel so goed, want jy het klaar gebid. Maar die andere helft is nie gedoen nie. En dan gaan jy aan, dan sê jy, maar ek kan nie verstaan nie. Ek kan nie verstaan hoekom bid ek nie. Ek kan nie verstaan hoekom is my gebed knaand teen die plafon nie. Ek kan nie verstaan hoekom kan ek nie deurbreek. Hier hy. Vergewe my skuld, net soos ek my skuldenaars vergewe. Daar is hy geliefdes, dis jou sleutel, hoor. Dus jy kan hom ignoreer, of jy kan hom gaan loop doen.
Soos byvoorbeeld, jy wat na die Elohim kom vir vergifnis, het 'n taak, 'n opdrag uit die mond van Yeshua. Kom ons lees gou in Matteus 6 verse 14 en 15. En hierdie ding kletter die hele besigheid. Kom ons kyk net gou. Matteus 6 verse 14 en 15. Ek lees hom vir u. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredings ook nie vergewe nie. Maak 'n mens in 'n dun plekkie staan om jou skuldenaars te vergewe, die wat teen jou oortree het. Die wat teenoor jou oortree. Dis 'n goddelike oefening. Dit plaas jou in die ligkring van die Elohim. Maar ons is nie daar nie, ons is nie naaste by hierdie plekkie nie. Kom ons kyk net gou so deur 'n klompie teksversies voor ons afsluit. Ek sien die kwessie van vergewe my skuld as ek my skuldenaars vergewe, kan 'n mens amper so sê, amper doen met my soos ek met my naaste doen. Nie waar nie? Dis mos wat dit op neerkom. Nou kom ons kyk so 'n bietjie uit die wyse Salomo se mond. Hoor wat sê. Spreuke 20 vers 22. Moenie sê, ek wil die kwaad vergeld. Wag op die Elohim dat hy jou help. Want jou metode is, jy breek die plek op. En hy soek om die stukke, hy soek om heel. En hierdie ene, Spreuke 24:29. Moenie sê, soos hy aan my gedoen het, so sal ek aan hom doen. Ek hoor, oeps, is dit nie maar hoe ons funksioneer nie? Kom maar, is dit nie waar nie? Ons maak ook ons so. Ja, en ek sal die man na sy werke vergeld. Ek het al gehoor mense sê, ek sal jou vergewe man, maar ek sal dit nooit vergeet nie. Foei toch. Spreuke 25:21. As jou vyand, nou moet jy baie versigtig wees. In hierdie multikulturele suidpunt van Afrika. Moet jy nou baie mooi vir my luister. Ons moet onderskei tussen vyande en vyande. Maar die vyand wat die Elohim hiervan praat, wanneer jou naaste en jy in vyandskap is, of as jou naaste jou vyand word, deur een of ander aksie of oefening, hoor wat sê, as jou vyand honger het, gee hom brood om te eet. Dis 'n tyd in hierdie, nee. So hierdie ou is so kwaad vir jou, hy kan slange vang, maar jy gaan vat hom wimpie toe en jy koop vir hom 'n lekker ete. Hy kan gaan vrek, ek sal dit nooit doen nie. O, geliefdes, ons is in die moeilikheid. Jy sien, die heerlikheid van die oefening is dat wanneer ons in hierdie goddelike kring beginne beweeg, dan beweeg ons met die krag en die majesteit uit die hoogte. As ek spoorkwaad is vir jou, en jy nooi my, en jy gee my 'n lekker ete, en jy gesels met my, ensovoorts, wat maak jy met my? Ja, ek gaan daai nag nie slaap nie, en grandpa's gaan ook nie werk. Ek gaan terugkom nou, en sê, hoekom doen jy dit dan? Wat is dit? Dan sê jy vir my,
Die krag van die Elohim moet jou en my saam red. Nie waar nie? Manne, maar hier kom nou nog een. Hy sê, en as hy dors het, gee hom water om te drink. Vers 22 sê so mooi, want jy hoop gloeiende kole op sy kop. Met ander woorde, hy word rooi van skaamte. Dis wat die idioom beteken. Geliefdes, ons sukkel bietjie, ons kom nie eens naby by hierdie dinge aan waarvan ons vanaand praat. Maar val my nou net by, ons wil Vader gaan vra, vergewe my skuld. Maar ons is nog nie by die plekke. Dit is nie moeilik nie. Die Elohim sê, wil jy in my lig wandel? Wil jy deel wees van hierdie krag en hierdie majesteit? Ja, my Vader, ek wil. Gaan maak reg. Doen die ding soos wat ek hom doen. Ok. Kom ons stap net so 'n bietjie aan. Die wet van vergifnis gekoppel aan die wet van die liefde. Die wet van vergifnis is gekoppel aan die wet van die liefde. Dit is nie moeilik om te verstaan nie. As iemand in oortreding gegaan het teen jou, is jy daardeur teenoor jouself gebring. Jy word gekonfronteer met jouself. Met ander woorde, het ek lief genoeg om hierdie ding te oorbrug? Is my liefde sterk genoeg om binne die omgewing van die Elohim te bly funksioneer terwyl die ding met my gebeur? Ek weet dit is moeilik. Ek is ook 'n rooi kop. Ons ryf maklik in die rooi. Dis so. Maar ek vra net vanaand vir u. Die wet van vergifnis en die wet van liefde loop hand in hand. Wanneer jy moet vergifnis uitspreek, hoe spreek jy hom uit? Spreek jy hom met die autoriteit van die Elohim uit? Of sê jy, ja, net ter wille van die vrede? Ja, is goed, gaan maar. Of beweeg jy binne in die wet van liefde, wat so magtig is, dat daardie persoon ook gesond word oorkant jou? Hoe hanteer jy? Terloops, ons praat oor die Onse Vader gebed hierso. Ek wil afsluit. Hoor hierdie. Hy plaas 'n bietjie om in woede te gaan. Jou naaste hak jou en raai wat gebeur? Jy stook 'n vuur dat die biesies bewe hier binne. Jy rook later soos Nebukadneser se oond. Jy's kwaad 7 keer waaroor. Is dit nie? Kom aan. Okay. Weet jy wat? As jy in woede gaan, as jy uit beheer uit, jy het wegbeweeg van die gesag van die Elohim. Jy sê vir die Elohim, die majesteit verskoon my net so oomblik, ek wil net hierdie ding hier uitsorteer. Jy kyk my nou so aan vanaand, maar weet jy, as jy in hierdie woede uitbreek, dan bevestig jy dat jy nie 'n ware volgeling van Yeshua Messia is nie. Sleg, nee. So waaroor gaan dit alles? Vergewe my skuld, soos wat ek my skuldenaars vergewe. Dis tog waaroor alles gaan. Kry jy die prentjie? Moet ons nog 'n bietjie aangaan. Ek wil net hierdie laaste enetjie vir jou gee. Persoonlike waardigheid. Persoonlike waardigheid word gemeet in terme van hoe jy binne in die ligkring van die Elohim beweeg.
'n mens kan geen waardigheid hê buite die ligkring van die Elohim nie. Sê my wat se waardigheid het jy? Wat se waardigheid het ek buite die ligkring van die Elohim? Wat se waardigheid het ek? Ronde 0. Maar ons is nie ontstel daaroor nie. As ons vanaand ons waardigheid in terme hiervan moet meet, hoe lyk dit? Is dit nie dalk die rede waarom die Satan so met ons mors in ons elke dag lewe? Dan beteken dit mos, ek moet terugkeer. Ek moet my waardigheid kom herstel. En hoe doen ek hierdie waardigheid? Hoe doen ek hierdie waardigheidsherstel? Vergewe my skuld, soos wat ek my skuldenaars vergewe het. Met ander woorde, die Elohim sien, jy het met sy krag en met sy mag en met sy majesteit hierdie saak uitgevoer. En dan skatte jy kwyt. Wat het ook al sou wees. Dink 'n bietjie hieraan. Wat ons nodig het, is dat ons waardigheid voor Vader herstel moet word. Ons waardigheid is in gedrang. Ons het 'n verskriklike plek by aangekom. Ek pleit vanaand, kan oordink die diepte van hierdie saak. Die koning het dit nie verniet vir ons gegee nie. Maar dit is 'n sleutel. Dit is 'n sleutel om jou waardigheid mee te herstel. En wanneer jy hier aangekom het, dan sê die koning, wat julle dan ook al in my naam sal vra, dit sal